Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dit is lekker, is 'n voorreg om saam met jou te wees. Nou ons is besig met ons Kersverhaal en ek het begin met die gedagte en ek gaan die hele tyd met jou deel die verskillende karakters en hulle rolle in die Kersverhaal. Baie interessant toe ek aan begin werk het, hoe elkeen 'n spesifieke rol gehad het en hoe belangrik elke rol is en dan die vraag, watter rol speel ek vandag in my eie lewe en in ander mense se lewens om te sien dat Jesus in ons gebore word. Natuurlik, ek dink die tweede persoon in die verhaal is natuurlik Josef. Nou, Josef was bang geweest toe Maria swanger word, natuurlik, en hy het nie geweet wat om te doen nie. Kom ek lees vir jou, Matteus 1 vers 20, hy sê, met hierdie dinge in gedagte, het hy aan die slaap geraak, dis nou Josef. Daarop verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie. Die kindjie wat sy dra, is verwek deur die Heilige Gees. Josef se rol, gaan ons sien, is iets van ondersteunend, help, beskermend. Josef speel 'n baie groot rol. Kan ek sê, wat ek soos ek gelees het, sien jy Josef se naam amper meer as Maria se naam. Hy was hierdie beskermheer teen Herodes. Hy was die voorsiener, hy het gesorg, hy moes daar wees, hy moes kyk waar bly hulle en slaap hulle en hy moes die planne maak. Hy het besluit hulle gaan Egipte toe en al hierdie goed. En dis hierdie groot rol as dit kom by om te sien hoe iemand tot bekering kom. Niemand kom alleen tot bekering nie. Niemand ontvang Jesus alleen nie. Maria het nie alleen geboorte gegee nie. En baie keer dink ons, jy weet, iemand kom tot bekering en is die pastoor se preek en is 'n liedjie of wat ook al. Daar's altyd Josefs om bekering. Daar's altyd Josefs wat moet help beskerm. Daar's altyd Josefs wat moet help sorg, net help, net daar wees, net antwoorde gee, net support, net ondersteun, net daar wees. So dalk speel jy 'n Josefrol in die bekering van ander mense. Dalk is jy nou 'n Josef vir 'n vriend en jy begin hom kerk toe nooi en jy sien hy's op pad om ja te sê. Wie weet, dalk het jy 'n Josef nodig. Dis dalk waarom jy gestruikel het in jou geloof, want jy staan alleen. Maria kon dit nie alleen maak, die mense. So oulik en pragtig as wat Maria in die stories is, sy het 'n Josef nodig gehad. Jy het 'n Josef nodig. Dalk moet jy 'n Josef wees. So al wat ek wil hê is, dink net vandag, as Jesus binne in iemand gebore moet word, daar was helpers, daar was beskermers. En dis die kerk, dis pastore, dis herders, maar is ook gemeentelede, dis ook selleiers, dis ook bedieningsleiers. Dis ek en jy, en dalk het jy nie so iemand nie. Gaan woon 'n kerk by, begin kuier, begin uitkom en kry goeie mense rondom jou wat jou gaan help om die Jesus binne in jou te beskerm. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, almal van ons is in party mense se lewe 'n Josef. Partykeer is dit ons eie kinders en ons moet hulle beskerm en ons moet Jesus binne in hulle beskerm en ons moet help en ons moet help dra en net sorg en versorg. Here, baie keer struikel mense en dis omdat hulle nie Josefs in hulle lewe het nie. Help elkeen van ons om vandag net hierdie openbaring te kry. Ek kort 'n Josef en ek moet 'n Josef wees. Wie help ek? Waar's ek besig om mense te help? Here, help ons dat ons nie sal nie Josefs wees nie. Help ons dat ons besef, elkeen van ons moet 'n Josef wees. En soos Josef geantwoord gekry het en gesê het, moenie huiwer nie. Trou met haar, raak betrokke in mense se lewens, moet ons almal daai revelations kry. Raak betrokke in mense se lewens. Wees 'n Josef. Help ons daarmee, asseblief Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.